Liewe gemeente van die Here, die Here se woord in ons teenwoordigheid oop en daarvoor dank ons hom. Ek dank die Here vir u teenwoordigheid en dat ons saam in 'n ontmoeting met die Skepper van hemel en aarde, die lewende God, mag wees. U is meer as welkom en ook gaste saam met ons en ook diegene wat later vandag of later in die week met ons uitsending by ons inskakel en daarmee spesifiek ook die lidmate van die Gereformeerde Kerk Allewil Noord. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan julle voorhou. In ons toetrede tot die troon van die Here met verwondering sing ons Psalm 42, die eerste strofe en daarna lied 573 se eerste strofe terwyl ons bly sit. Kom ons kniel voor die Here se aangesig. Mag die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here nog eens met 'n psalmlied en ons doen dit terwyl ons rustig bly sit. Ons sing Psalm 119, die 62ste strofe en daarna
die 52ste strofe. En daarna doen ons belydenis van ons geloof. En ek kan en mag belydenis doen van ons geloof. Die apostoliese geloofsbelydenis, diep in ons hart ingegrafeer, in sy waarheid oor al die tye. En nadat ons geloof bely het, Psalm 71, die Tosius Beruiming se 9de strofe. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Here se wet in ons hand, in ons hart. Die 10 gebooie wat, kom ons stel dit so, die evangelie laat grondvat hier en nou. En in die werklikheid van die lewe vorm aanneem. Die kerk en u en ek kan nie sonder die Here se wet nie. En daarom eers 'n fokus vanuit die Nuwe Testament en wel Efesiërs 4, riglyne vir die nuwe lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. En dan blaai ons ver terug tot by Eksodus hoofstuk 20 en ons luister met kinderlike eerbied en ontzag. En nadat ons hierdie woorde gehoor het, sing ons Psalm 71 se 12de strofe, daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en wat my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Ons roep die Here aan en bid saam. Wie is soos U, o Here? So groot in mag en krag en heerlikheid. Ons roep U aan, Skepper van hemel en aarde. U ons Vader in die hemel. En ons voorspraak Jesus Christus aan U regterhand wat regeer. En ons onder leiding van die Heilige Gees pleit en roep, bly by ons. Met vreugde as ons saam is in U woning, U woord, die waarheid, same sang, ons belydenis, U wet, U wat met ons besig is, U wat ons ken, U wat ons liefhet. U wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons bid met blydskap, omdat ons lewe, omdat ons die son kon sien opkom. Sabbatdag, Sondag, rustdag, feesdag aan U toegewy en ons saam in U woning. En al die kinders in die Pretoria stad, die Suid-Afrika plek, Afrika, die wêreld deur, wat aanbid, wat hierdie dag afsonder, o Here, tot U eer. Ons pleit dat U die woordbediening nou sal seën vir ons aanhoorders, prediker, waarlik begrip, insig, opgewondenheid om te doen waarmee U ons bedien. As ons U loof vir U woord in die Afrikaanse taal. Gedagtig aan volkere wat hierdie voorreg nie het op hierdie stadium nie. Bind ons saam as ons aandagtig luister. As U sê, ons gebed met verwondering, ons gebed met die seker wete dat die gebed van die gelowige groot krag het en dat ons dit beleef en ervaar deur ons lewe, of ons jonk is, of ons oud is, of ons siek is, of ons gesond is, U seënende hand oor ons uitgestrek. Seën ons as ons saam is in U woning, om Jesus ontwil. Amen. Broer en suster, kinders, ons blaai in die Here se woord om die Here se stem te hoor, na Jakobus 1 in die 83 vertaling, om die eerste 8 verse met mekaar saam te lees. Die fokusvers daarna, baie spesifiek Genesis 22, en daarmee
ook die afsluiting, of as jy wil, die afronding van die kort reeks vanoggend preek 5 met Genesis 22 as fokus. Jakobus 1 vers 1 tot en met 8 van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat oor die hele wêreld versprei is. Groete. My broers en susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy of sy dit van God bid, en hy sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy of haar doen en late, moenie dink dat hulle iets van die Here sal ontvang nie. Baie spesifiek verse 2 tot 4 in gedagte te hou, ook met betrekking tot beproewing, en soos Jakobus sê, as julle die toets deurstaan het. Dit in gedagte ook in nadenke oor die preke uit Genesis 22, en dan blaai ons vir ons teksvers, om dit so uit te druk, spesifiek na die eerste woorde in Genesis 22. Die eerste woorde in die laaste preek uit Genesis 22. En wel 'n ruk na die vorige gebeurtenisse, net dit. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse. En wat daarop volg, het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. Die tema vir die woordbediening, 'n ruk na die vorige gebeurtenisse. Suster en broer en jong mense, kinders, wanneer 'n mens die Here se woord in jou hand het, of kom ons sê, wanneer jy met die Here se woord op jou skoot oopsit, moet jy altyd een ding onthou, altyd. En dit is dat die woord van God woord vir woord waar is. Jy moet dit nooit vergeet. Wat ek wil sê is, elke enkele woord is deur die Heilige Gees geweeg, en elke woord sê iets, verkondig die waarheid. Daarom mag 'n mens nie, kom ons sê, woorde oorslaan of van minder belang beskou of onnadenkend nie daaraan aandag skenk nie,
omdat 'n mens by die kernvers wil uitkom. Elke vers is 'n kernvers. Ons kan baie maal bo-oor verse lees, want ons wil fokus op die kernwoorde, op die kerngedagte. Nee, ons moet nie dit doen nie. Woord vir woord is in God se woord, hoor wat sê ek, kernkrities belangrik. Woord vir woord, elke en, elke is, elke want. Hoekom sê ek dit? Omdat ek in die laaste preek met Genesis 22 as fokus, vanoggend die eerste woorde van Genesis 22 te wete, 'n ruk na die vorige gebeurtenisse, met u in die preek wil bepraat. Want presies so begin Genesis 22. En weet jy wat? Johannes Calvin, die kerkhervormer, sê in sy kommentaar oor die Genesis boek, en spesifiek van die beginwoorde van Genesis 22, hy sê, hierdie hoofstuk 22, het 'n uiters merkwaardige geskiedenis. Genesis 22 het 'n geskiedenis. Sê Calvin. En hierdie tydsaanduiding, sê hy, hoor mooi, want hier gaan u en ek onmiddellik deel word van hierdie eerste woorde van Genesis 22. Johannes Calvin sê, hierdie tydsaanduiding dui op meer as een gebeurtenis, nou, waardeur Abraham in sy lewe heen en weer geslinger is. In die sinnetjie, 'n ruk na die vorige gebeurtenisse. Belangrik om te vra, watter gebeurtenisse? Want dit gaan Genesis 22 finaal, liewe gemeente, een van die hoofstukke in God se woord maak, wat baie spesifiek op u en my lewe van toepassing is. Wat ek bedoel is dit. Moenie vergeet wat beproewing beteken nie. Onthou jy, ons het gesê, as die Here God u en my beproef, dan beteken dit nie, hy stel 'n struik, hy stel 'n wip, en dan kyk hy, as ons in die struik trap, dan sê hy, ek het geweet. Ek het geweet dit gaan gebeur. Dis nie 'n beproewing. 'n Beproewing beteken 'n toets. God toets sy kinders. Abraham is hiervan 'n sprekende voorbeeld. En ek wil sê, as ons aan Abraham, die vader van al die gelowiges, dink, en 'n mens moet sy lewe in 'n sin opsom, dan sou ek wou sê, toets op toets op toets
in sy lewe. So ken u dit dalk ook in u lewe. Of dalk vorentoe gaan u dit leer ken. Toets op toets op toets. Die beginwoorde van Genesis 22 ruk na die vorige gebeurtenisse. In Abraham se lewe waarna hierdie woorde verwys, kan u in die Here se woord gaan nalees. Maar kom ons sê dit kortliks vir mekaar. En as ek dit kortliks vermeld, beteken dit nie, dit was 'n maklike toetsie nie. Wat is hierdie vorige dinge? Dis toetse. Kom ek noem dit vir u, een van die toetse in Abraham se lewe was die opdrag van die Here om uit Ur van die Galdeërs, waar hy alles gehad het en waar hy bekend was en waar dit rustig was en waar hy alles gehad het, om dit so uit te druk, sê die Here, trek Abraham, trek. Verlaat hierdie plek. En as die mense van hom vra, Abraham, hoekom trek jy? Dan sê hy, die Here het gesê. Dan vra die mense, waarheen? Dan sê hy, ek weet nie. Die Here sal wys. Die volgende toets was die skeiding tussen Abraham en Lot. U onthou daardie stuk God se Openbaring. Daarna Sodom en Gomorra, daarna die gebeure van Ismael, Abraham se ander seun wat in die woestyn verdwyn het, met die wete dat hy sy seun nie weer sal sien nie. Toets op toets op toets. En hier kom dit nou, sy vrou Sara is ontvoer. Wat nog? Here. Sy vrou Sara ontvoer na die harem van 'n bose koning en alles wat daarmee gepaard gaan, nê. Na al hierdie toetse, na al hierdie gebeurtenisse, hoor nou mooi en pas dit toe op u eie lewe, by wyse van toepassing. Geliefde gemeente, net toe Abraham dink, die ergste is nou verby. Here, daar kan nie nog dinge gebeur nie. Daar kan nie nog toetse wees. Praat jy ook so? Ek vang my dat ek so praat. Net toe Abraham dink, die ergste toets in sy lewe is verby, is agter die rug. Net toe hy dink, nou is alles rustig. Nou kan ek lewe. Want alles loop mooi en reg, en ek het die toetse geslaag. En ek het Isak by my beloofde erfgenaam. Nee, nou loop dinge reg.
Nou gaan dinge uitwerk. Nou kan ek ontspan. Hoor jy jouself praat? Genesis 22 vers 1. Op die tafel van een my hart geskryf, na hierdie gebeurtenisse. Toe sê God vir Abraham, vat vir Isak. Gaan offer hom. Na alles wat Abraham deurgemaak het en geslaag het, sê die Here vir hom, Abraham, vat die pad Moria toe. En offer vir Isak op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Liewe goedheid. Broer en suster, hoe werk dit? Baie keer ook in my lewe. Dit werk so. God, die Almagtige, se grootste boodskap, Genesis 22 vir Abraham was, moenie gerus wees nie. Al is jy 120 jaar oud, Abraham, moenie gerus wees nie. Ek weet, jy dink, jou grootste toetse is agter die rug, maar, en dit hou verband met God se boodskap aan Abraham. Abraham, ek is nog nie klaar met jou nie. Daar's Genesis 22. Vereen my, moenie gerus wees nie. Ek is nie noodwendig klaar met jou nie. En ek, sonder dat ek nou spesifieke voorbeelde noem, net wanneer 'n mens dink, ek het nou alles deurgemaak, dan kom die toets van 'n leeftyd. Skryf u die verhaal van u eie lewe. Net toe ek dink, toe gebeur dit. Maar geliefdes, hoor die evangelie taal, hoor die blye boodskap in die beginwoorde van Genesis 22. Hierdie is nie swaarmoedig nie. Hierdie is blye nuus, 'n ruk na die vorige gebeurtenisse. Is dit om van moedeloos te word? Nee, 1000 keer nee. Hoekom nie? Om Christus wil nie. Vat Genesis 22 en na die vorige gebeurtenisse in u en my lewe en dan die grootste toets wat u sal weet.
vat Genesis 22 na U Here toe. Ons Here Jesus, ons Verlosser Koning, dink aan die gebeurtenisse in sy lewe. Dink aan sy geboorte, die eniggebore seun van God in die hoogste hemele, kom loop op die dorings en klippepad van ons aarde. Sy vernedering. Sy veragting. Hulle spot met hom. Hulle spoeg op hom. Wie moet ek vir julle loslaat? Jesus of Barabbas? Hoor jy hoe skreeu die menigte? Dis gebeurtenisse in die Here Jesus se lewe. Getsemane. Here, ek sien nie kans nie. Die kruis is vir my te veel. Maar ek sal aanhou. En Isak vra vir sy pa, pa, hier is die hout en die mes, waar is die offer? En Jesus, bang in Getsemane. En 'n ruk na al hierdie gebeurtenisse die kruis. En op grond van die gebeurtenisse mag u en ek hoor, ek is met jou, ondanks al die vorige gebeurtenisse in jou lewe. Ek is met jou. Op jou pad van die lewe. Tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Geliefdes, en na hoeveel vorige gebeurtenisse ook al, en onthou jy wat was die tema van die eerste preek? En na die vorige gebeurtenisse in u en my lewe, as die Here u weer 'n keer op die proef stel, hoe antwoord u dan? Om Christus wil, onder leiding van die Heilige Gees, niks anders te sê as hier is ek. Sal hy so sê? Amen. Kom ons sing saam en daarna dank ons saam.
Psalm 71, die 13de strofe, soos altyd as ons saam sing, ook op die reëls en die woorde in betekenis van die psalmlied te let. Strofe 13, daarna dank ons saam en spontaan na die amen op die dankgebed, skrifberuiming 14:2. Laat ons dank sê. Ons kniel voor U Vader met lofwoorde. Ons aanbid U en ons pleit dat U ons dankwoorde sal hoor. U te dank dat U ons God is. U te dank dat U die Vader van Jesus Christus is. U te dank dat U U Seun na die hemel opgevaar het, ons nie soos weeskinders agtergelaat is op die pad van die lewe nie. Te dank vir die Heilige Gees werksaam in hart en gemoed. U dank te sê dat U ons nie alleen op 'n pad stuur nie. Maar saamstap. Ook in elke beproewing. Ons dankie daarvoor. Ons dink in besonder aan hulle wat in hierdie dae beproef word. Wat vra Here, hoekom doen U dit? Here, hoekom is ek ons aanhoudend in beproewing? Swaar dinge in ons lewe wat uitgewerk moet word. Die pad na die landstreek wat U sal aanwys. So sit van hulle hier vanoggend, Vader, en U ken hulle. Lei ook ons wat nie beproef word nie om hulle raak te vat. Medelee saam te stap en uit. So bid ons vir mekaar met blydskap. En ons dank U, Here, vir die mate van gesondheid wat ons beleef. Party van ons diep in die 80 en ouer. En ons kan hier wees.
Ons dankie vir oë wat kan kyk, wat kan raak sien dat dit winter is, maar wat ook met 'n helder verstand kan besef dat die winterseisoen aan die draai is. Dat ons wag op die lente en die somer. Ons sê dank vir hande waarmee ons vlytig kan besig wees, kan werk, 'n hamer vashou, 'n pen vashou, op 'n rekenaar tik, verstand, ore, bene om mee te loop. Wat 'n genade. En die toets op ons pad. Dankie daarvoor, Here, dat as ons die toets slaag in die geloof, dit volharding kweek vir dag en tyd. So bid ons saam met verwondering, met die sekere geloofswete, U hoor ons. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes in die Here, die afkondigings ag ek in dermate belangrik dat ons dit ook tydens die erediens met mekaar mag deel. Enkele praktiese sake. Daar is nie teen koffie vanoggend nie, omdat dit vakansietyd is, nie 'n aanderediens ooreenkomstig kerkraadsbesluit. Die verjaarsdae van die lidmate 5 tot 11 Julie, wat hulle verjaarsdae vier, is op die flitsborde gewees, van harte geluk. Ons voorbidding vir broeder Pieter Hertzog en broeder André Viljoen, wat aan U voorgehou is, in die Here se naam, om as ouderlinge vir die gemeente te dien. Die blydskap wat ek met U deel, is dat ons 2 attestate ontvang het van die Gereformeerde Kerk Brooklyn, van Wynand Steyn en sy gesin. Broeder Wynand
is 'n kind van die gemeente. En nou sit daar al 'n dogtertjie kind op sy skoot. Lana, ons is bly julle is in die gemeente en trek ook eersdaags nader na ons toe. En dan van die Gereformeerde Kerk Naboomspruit, broeder Karel Swart en sy eggenote suster Memory Swart. Hulle het in Bougainvillea Aftreeoord ingetrek. Dan het suster Rita en broeder Pieter van Graan vertel hulle my gister in Australië 'n huweliksbevestiging bygewoon. By wyse van 'n link. Ek weet nie of julle weet hoe werk dit. Riandi, suster Rita se jongste kleinkind, is gister in Australië met 'n jong man in die eg verbind. En ons wens ook vir julle hartlik geluk. Dan kyk ek in die rigting van broeder Lucas Lees, langsom sit sy sus. En ons is dankbaar dat julle saam die Here kon aanbid. En broeder Lucas vertrek in die week Kanada toe en hy lê dit en druk dit ons op die hart dat hy eers die 21ste Augustus terug is. Hy gaan vir sy dogter en haar gesin in Kanada kuier. Alleen op vlug, dit maak ons trots op jou en ons gun jou elke oomblik. Suster Margriet Joubert gaan die 8ste vir 'n afspraak by die Steve Biko Hospitaal nadat sy vir etlike weke vanweë omstandigheid aan die bed gekluister is. Ons gebed is en ons vra dat die voorbidding doen dat Suster Margriet opgeneem kan word. Hoorie wat sê ek? Doodgewoon net opgeneem kan word, sodat die behandeling wat krities nodig is, kan begin. Sterkte Bertus, dra ons liefde aan Margriet oor. Ek sluit af na al hierdie gebeurtenisse met 3 simpatienotas. Die eerste gerig aan Suster Marianne en Rico na die afsterwe van broeder Chris en Rico, haar pappa, en 'n baie geliefde en 'n bekende lidmaat van die plaaslike gemeente. Ek het op besoek vir Suster Marianne gesê, as ek aan broer Chris dink, dan het ek so 'n appeltjie te skil met hom, in die lig daarvan dat toe geduld uitgedeel is, het broeder Chris alles gevat daai dag. Hy is die mees geduldigste mens wat ek in my lewe ontmoet het. Marianne, ons treur saam. Baie van julle wat ook oud Magalieskryners is, sal weet, dis die oom wat ons kinders se karre aan die gang gehou het toe hulle studente was. En baie keer, as jy vra hom, Chris, wat skuld ek jou, nou sê hy, ag, as jy iets het, gooi dit in so 'n staal trommeltjie daar teen die muur. As jy nie iets het nie, dan ry jy. Die grafdiens van broeder Chris is DV Vrydag 10:00 by Sandfontein en die troostdiens is 11:30 hier in die kerkgebou.
Dan treur ons ook as kerkverband na die afsterwe van Prof. Koos Vorster, hoogleraar emeritus aan ons teologiese skool, 'n akademikus van formaat, 'n nederige mens, wat vir baie jare die Gereformeerde Kerk Derde Poort se leraar was. Ons hart gaan uit na Prof. Nico, sy vrou en die ander kinders. Die begrafnis van Prof. Koos is donderdag op Potch. En dan maak ons ook bekend die afsterwe van broeder Hercules Botha, die man van Suster Ansie Botha. Broeder Hercules was vir etlike jare nie net lidmaat nie, maar ook ouderling van die Montana Poort gemeente. Kom ons doen vir hulle 'n gebed. Ons Vader, as U ons geliefdes kom haal, as U engele aangaande hulle bevel gee, dan treur ons. En daarom bid ons Here uit die diepste van ons hart, dat U Mariaan sal omvou met U teenwoordigheid. Dat U Suster Annetjie en die kerkverband saam met haar kinders sal troos. Dankie Here vir elke tokkelok wat aan die voete van Prof. Koos kon sit. Ons bid vir Suster Ansie, dat U haar ook sal omarm. En dat ons saam met hulle sal treur. Skenk aan hulle in besonder U genade. Gedenk Suster Margriet, broeder Hans Diederiks, Suster Karen Isner wat ernstig siek is. Leer ons Here om voluit te lewe. Totdat U ons kom haal. In Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, geliefdes, en 2 strofes van Psalm 116 saam sing. Van harte, en daarna die uitstuurseën van ons Here, die vreugde dat ons onder sy seënende hand kan gaan lewe, en dan ons Amenlied, Skrifruiming 13:3.
Gaan in vrede, broer en suster, jong mense en kinders, nadat jy die seën van die Here ontvang het. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons trooster, sy met u almal. Amen.